Goeiemôre en welkom by vanoggend se erediens. Ek hoop julle het elkeen 'n baie lekker week gehad en dat julle bietjie kan ontspan ook. Ek weet dit was nou 'n bietjie vakansie daar en Kersfees en so aan, so ek hoop van nou af kan jy net vir die res van die jaar ten minste net afskakel en ontspan. Ja, hierdie tyd is eintlik 'n interessante tyd want dit is 'n oorgangtyd in hierdie stadium van die jaar. Ons is besig om ou planne, ou drome van 2020 te hersien en te oordink. Maar ons begin ook aan 2021 dink, ons begin dink aan nuwe drome en nuwe planne. So, baie van ons kyk dalk terug na die jaar in dankbaarheid vir wat gebeur het en hoe goed wel uitgedraai het. Sommige van ons is dalk frustreerd oor wat in die jaar gebeur het. En sommige van ons is ook tevrede met hoe goed uitgespeel het, hoe God goed laat gebeur het en waar ons vandag is. Maar belangrik, of jy dit nou weet of nie, in alles wat hierdie jaar gebeur het, was en is God teenwoordig. Hy was nie weg nie, hy het nie opgegee nie, hy is teenwoordig. Van nou wat ons vorentoe kyk, na 2021 is baie van ons dalk opgewonde. Ons sien uit na iets nuuts wat gaan begin. Baie van ons is dalk vol vrees, want dit lyk nie vir ons asof goed heeltemal so gaan lyk soos wat ons gehoop het en dit al sal gelyk het nie. En sommige van ons is net regtig realisties en ons weet, ons kan nie eers na 'n hele 2021 kyk vir volgende jaar nie. Ons kan eintlik net kyk na die eerste maand, want dis al waarvan ons seker is op hierdie stadium. Maar belangrik om te onthou, en ek hoop jy weet dit, is dat God is en hy sal teenwoordig en besig wees in hierdie volgende seisoen wat voorlê. In Psalm 48 waarna ons vandag gaan kyk, julle is welkom om julle Bybels so lank oop te maak, is 'n Psalm wat ons help hiermee. Is 'n Psalm wat ons help om te verstaan hoe lyk God se teenwoordigheid en hoe dit juis ons lewens heeltemal aanpas en nuut laat in 'n nuwe rigting invloei eerder. So, voordat ons daarby gaan kom vandag, kom ons vat 'n oomblik en ons bid en ons vra vir God se leiding dat hy vir ons sal lig gee oor hierdie teks wat ons vandag gaan lees. Vader, dankie vir die oggend, dankie dat ons nog steeds met die woord kan besig wees en laat niks van dit verander het. Vader, vat hierdie teks, Psalm 48 wat ons gaan lees vandag, en maak dit helder lig oor ons voete, dat ons regtig kan sien en verstaan wat in die hart aan die gang is en waarmee U wil hê ons moet besig wees. Amen. Nou vandag lees ons uit Psalm 48 en ons lees daar hoe die skrywer vir God prys deur die stad of die Sionsberg waarna hy kyk. Ons kry 'n idee van wie God is deur na die skrywer se beskrywing te kyk van hoe hy na die stad en die berg kyk. Dan begin ons iets van God se glorie sien in daai refleksie van die stad en die berg. Ons begin iets verstaan van God se grootheid deur die Psalm se woorde hoe hy die stad en die berg beskryf uit Psalm 48 uit. So ek wil julle uitnooi, julle is welkom om julle Bybels op te maak, ek gaan daarso lees en julle is welkom om te volg op die skerm ook. Die stad van God, die Here is groot, hom kom toe die grootste lof in die stad van God op sy heilige berg. Sionsberg, daar teen die noorde is pragtig daarbo, dis 'n vreugde vir die hele aarde, die stad van die groot koning. God self is in haar vestings, dis bekend as 'n toevlugsoord. Konings het saamgespan, saam teen die stad opgeruk. Toe hy die stad sien, was hulle sprakeloos en het verskrik op die vlug geslaan. Angs het hulle aangegryp soos 'n vrou met geboortepyne. Angs soos toe die oostewind die skepe van Tarsis verwoes het. Ons het dit verneem, dit self gesien, in die stad van die Here die Almagtige, in die stad van ons God. God sal dit vir altyd vas laat staan. O God, ons oordink U troue liefde wanneer ons in die tempel aanbid. Soos dit pas by U naam, o God, so sal U geprys word. Tot aan die eindes van die aarde is U sterke hand vol regverdigheid. Sionsberg sal bly wees, die dorpe van Juda sal juig, want U oordeele is regverdig. Gaan loop in Sion, loop rond en tel al die torings, kyk na die versterkte mure en bekyk al die vestings, sodat jy dit kan beskryf aan die geslagte wat na jou kom. Want die God is ons God vir altyd.
Hy is ons God. Hy sal ons altyd lei. Die skrywer besing met 'n groot passie wie God is en hoe God lei deur hierdie stad Jerusalem. Dit was 'n plek gewees, en dit is vir baie mense nog steeds vandag, 'n plek waar God se tempel daar gestaan het. Die tempel was die middelpunt gewees van aanbidding, van 'n belewenis van God se teenwoordigheid. As ons deur die Bybel lees, dan sien ons hoe God se teenwoordigheid in 'n wolkkolom oor die tabernakel, die tent gehang het, en naderhand toe die tempel ook gebou was sy wolkkolom daarbo gewees as 'n uitbeelding van sy teenwoordigheid in die omgewing. So dis die plek waarheen 'n klomp gelowiges gestroom het om God te beleef en om hom te aanbid. En ook as ons kyk na verskillende profetiese tekste, dan sien ons ook dat die tempel, Jerusalem, die stad van God, heilige stad, is ook 'n plek waartoe gelowiges sal gaan wanneer God weer fisies op aarde regeer. So ons sien iets van die belangrikheid en die groot rol wat hierdie Sionsberg en die stad van God, die heilige koning, speel. Ons begin 'n groter God verstaan kry. Want die fokus was nooit vir die psalmskrywer noodwendig net op die stad of net op die berg om dit te beskryf of op te hef nie. Maar die fokus is eintlik op God. God wat heers oor die hele aarde. God wat heers deur middel van sy teenwoordigheid. Maar ook 'n God wat heers deur wat hy doen. 'n God wat heers deur die goed wat hy bestuur. So God is die een wat verheerlik word. Nie noodwendig die gebeure of die plekke of die geboue nie. So die skrywer se fokus is op God en dit is nie op die omstandighede nie. En dit is 'n baie belangrike perspektief wanneer ons op hierdie stadium van die jaar 2020 oordink en ook begin droom en beplan vir 2021. 'n God fokus is belangrik. Die doel van die Psalm is baie duidelik. Dit begin alsoos dit vertel vir ons van God se grootheid. Dis iets wat ons nie kan begryp nie. Nie ek of jy of baie mense in daai opsig het die woorde om God se grootheid kan beskryf of te begryp nie. Die skepping vertel vir ons verskriklik baie van God se grootheid. Ek bedoel, voëls wat sing, berge, oseane, woestyne, dit alles beskryf God se grootheid want dit kom uit sy hand uit. Die skrywer van die Psalm probeer eintlik net 'n ander strategie hierso gebruik. Nie net die skepping nie, nie net goed wat gebeur het nie, maar ook 'n metafoor wat hy gebruik in vergelyking tussen die stad, die berg en God se heerlikheid en grootheid. So as ons na vers 1 kyk, dan sien ons hy of sy praat oor God se grootheid. Nou die woord wat in die Psalm gebruik word vir groot, almagtig, is die woord gadol. En dit beteken op verskeie plekke in die Bybel 'n paar goede. En as ons net na 'n paar tekste kyk, dan gaan ons verstaan wat hierdie grootheid behels van wie God is. In die eerste plek, Deuteronomium 4, sien ons God se grootheid word vertel daarso in terme van sy redding en verlossingsvermoë wat hy uitleef en laat beleef deur sy volgers. In Jeremia 27 sien ons hoe God se grootheid beskryf word in terme van die skeppingwerk en skeppingkrag wat hy het deur wat hy gedoen en gemaak het. In derde plek sien ons in 1 Konings 3 teks waar gepraat word oor God se grootheid in terme van die liefde en die lojaliteit wat hy het vir sy kinders en sy volgers. En laastens 'n teks in Deuteronomium 29 sien ons ook dat die grootheid van God se woede word beskryf wanneer dit gebruik word om ons te laat verstaan dat wanneer sy kinders hom nie volg of gehoorsaam nie, dan is daar 'n mate van kwaad wat God beleef. So hierdie 4 tekste gee ons net so half 'n breër prentjie om te sien hoe God se grootheid lyk, hoe dit funksioneer en waar dit gaan. Nou die stad van Jerusalem, die plek waar God se tempel op Sionsberg gestaan het, word dan ook verder deur die skrywer gebruik om te praat oor God se heiligheid, as ons vers 1 tot 3 na kyk. Ons sien in Matteus 5 vers 35, daar is Jesus besig om met die disippels te praat oor hoe hulle woord moet nakom wat hulle gee. En hy praat oor hulle, hy sê vir hulle, as jy belofte maak by die aarde, is dit heilig omdat die aarde 'n rusplek vir God se voete is. En as jy dan sê, of as jy dan 'n belofte maak, sê Jesus, by Jerusalem, is dit heilig omdat Jerusalem is die stad van God, die groot koning. Heilig wees, in die eenvoudigste vorm van die woord, beteken niks anders as om eenkant gesit te word, of om in Engels te sê, to be set apart.
Heiligheid vir God is baie belangrik. Ons sien dit deur die hele woord en sy hele storie dat daar's 'n heilige volk, 'n heilige nasie, 'n heilige groep mense bymekaar. Dit is God se volk wat hy gekies het. En ons is bevoorreg genoeg om deel van daai volk te wees deur die verlossingswerk wat Jesus kom doen het toe hy op aarde was. Nou in eenvoudige taal beteken dit net dat ons is eenkant gesit. Nie eenkant uit die wêreld of uit die omstandighede uitgehaal nie, maar eenkant om vir God te aanbid, om hom te dien, om hom te volg, om by sy plan in te val en sy instruksies na te kom. Oral waar ons is, wanneer ons daar is. Dan sien ons ook hoe God beskryf word, verder in vers 4, as een wat self deur die stad rondgewandel het, self daar rond gesweef het. Hy is die een wat deel was van die vestings. So God is teenwoordig. Daar waar hy is, beteken dit dan nou twee goed. In die eerste plek, as ons vers 4 tot 7 kyk, dan sien ons, in God se teenwoordigheid is daar veiligheid. Daar waar God regtig deel is van die samelewing, waar hy deel is van die alledaagse goedheid, daar is hy dan besig om te heers bo alles en bo alle mense. So die ander konings wat ingekom het, die konings wat die stad probeer oorneem het, wat nie vir God geken het nie. Toe hulle daar aankom en hulle probeer die stad inval, draai hulle om vol van angs en vol van vrees en hulle hardloop weg, want hulle sien dit is die lewende God wat hier teenwoordig is, wat hier rondloop in die stad. Hulle het nie vrees gehad oor die stad of die groot mure of Sionsberg wat hulle gesien het nie, maar toe hulle gehoor en gesien het, dit is God, die lewende God, toe is hulle vol vrees. En dit is baie interessant om te sien, dieselfde ding gebeur in Matteus 5. In Markus 5, ekskuus. In Markus 5 word Jesus gekonfronteer met 'n man wat 'n klomp verskillende ander geeste in hom gehad het. En hulle het toe in daai oomblik die God teenwoordigheid van Jesus raak gesien. En toe hulle dit agterkom en sien, dit is die lewende God wat voor hulle is, toe smeek die geeste in Jesus en hulle vra, asseblief moet ons nie vernietig nie, stuur ons eerder in daai trop varke aan die ander kant toe. En dis toe wat Jesus gebeur het, maar die geeste het vol vrees geraak, want God is teenwoordig. En dieselfde ding gebeur in Handelinge 16, waar Paulus hulle op die pad stap en daar's 'n vrou agter hulle aanloop, wat 'n waarsêersgees in haar gehad het. En die oomblik toe Paulus vir die vrou of die gees in haar attent maak op God se teenwoordigheid, toe vlug die gees van vrees. Toe wil hy nie daar wees nie, want hy is bang, want God is hier teenwoordig. En is dieselfde in my en in julle lewe ook. As God regtig teenwoordig is, dan vlug bose magte, bose mense, bose geeste, koningsaardes, wat ook al dit kan wees wat oor die pad kan kom, as God in ons hart en ons lewens en ons woorde en dade teenwoordig is, dan vlug die goed wat nie van God af is nie, weg van ons af. Want God is die een wat heers, wat regeer oor alles en oor almal. Maar die tweede ding wat gebeur binne in God se teenwoordigheid in die stad of in ons hart of in ons lewens, as ons vers 11 en 12 kyk, dan sien ons dat God se geregtigheid is daar. En dit beteken eenvoudig dat almal is besig met die regte goed, met God se goed. Almal is op die regte plek, by God. Almal is op die regte tyd daar, op God se tyd en met sy ritme, wanneer God teenwoordig is. So dis nie 'n ding wat swaar is of wat ons terughou of 'n las is nie. Inteendeel, dis iets wat ons glad nie beperk nie. Dit is iets wat ons 'n goeie en 'n stil, rustige gemoed gee. Want ons is dan besig met God se goed. En wanneer ons met God besig is, in sy ritme inval, wat kan verkeerd gaan? Absoluut niks kan gebeur nie, want God is teenwoordig. Daarom, in sy geregtigheid, in sy teenwoordigheid, leef ons dan sy instruksies wat ons in die woord raak lees. Ons dra die vrug van die Gees, want is in ons harte geskryf. Ons leef vanuit God se geesgawes, want dit is hoe ons gevorm is. En hierdie goed maak dan, dat die samelewing 'n God-gehoorsame samelewing is. God heers in regverdigheid, en ons as sy kinders wil dan ook in daai regverdigheid inval. Nou as ek 'n tree teruggee, sodat ek in hierdie week aan hierdie Psalm gekyk het, dan sien ek dat daar is hierdie 4 hoofdele wat uitkom uit Psalm 48. Soos wat ek nou genoem het, die eerste deel praat van God se grootheid. En dit is 'n fundamentele deel van hoe ons oor God dink en ook hoe die psalmskrywer en klomp ander skrywers ook oor God praat. Hy word geprys vir alles wat hy al reeds gedoen het en wat hy nog gaan doen. Hy word geprys vir sy alomskepping, grootheid en teenwoordigheid.
Maar die grootheid van God is nie net bedoel vir God se volk eenkant geïsoleer nie. God se grootheid en die vreugde wat daarmee saamkom, is vir die hele aarde en die hele skepping bedoel, selfs vir ons. Nie net die Israeliete aan die ander kant nie, maar ook vir ons hier in George in Suid-Afrika. Dit is nie net bedoel vir die amazing skepings ding wat in Sionsberg gebeur het nie, maar dis ook vir hierdie vreugde wat ons hier in die Outeniqua-berge beleef. Sy grootheid is vir ons elkeen se vreugde in die samelewing. Dit gee vir ons opwinding. Ook vir ons almal dit is ook vir ons almal se gerusstelling, as ek dit so kan sê, want as ons weet God is groter as enigiets wat oor ons pad kan kom, dan weet ons kan rustig deurgaan, God het hierdie, hy is daar vir ons. En omdat hy groter is as ons almal, en julle kan sien ek sukkel om dit te verduidelik in woorde, want ek het eenvoudig nie die woorde nie, maar beteken dit eenvoudig net dat ons het niks om oor te bekommer of om vrees te hê nie, want God, ons Pa, is die een wat groter is as alle goed wat oor ons pad kan kom. Die tweede deel in die Psalm is hoe God se God beskryf word as die God, of eerder hoe God se beskerming beskryf word. En sy beskerming word bevestig uit alles wat hy al reeds gedoen het. So al die Bybelse verhale wat ons oplees, as ons reg deur die woord gaan, dan is dit 'n bevestiging dat God beskerm, hy hou veilig. En selfs die goed wat jy deur hierdie week beleef het, of oor die laaste maand of laas maandag wat gebeur het, elke liewe keer of elke ding wat jy aanpak in die lewe, God is daar om jou te beskerm. Hy hou jou veilig, hy is saam met jou. Enige persoon wat al iets beleef het van wat God gedoen het, of wat gesien het hoe God hulle lewens aangeraak het, weet dat God gee oorvloedige beskerming. Hy gee oorvloedige versorging in alle omstandighede. En die Psalm lees ons dit ook. Die vreugde en die gerusstelling wat gelowiges het, omdat God teenwoordig is daar nie iemand wat hulle aanval of hulle lewe moeilik maak nie. God is die een wat hulle lewe eenvoudig net vat en dit in sy hande toevou en ons is altyd veilig in sy arms en in sy hande. Die derde deel van die Psalm is hoe God beskryf word in sy getrouheid. Sy getrouheid en liefde is iets wat in die tempel oordink word sodat die mense hom daar aanbid en teenwoordig is, in sy teenwoordigheid is. Nou dit klink na groot woorde, maar die eenvoudige konsep daarvan is dat wanneer ons terugdink oor wat God vandag of wanneer ook al in ons lewens gedoen het, dan besef ons dat sy getrouheid en sy liefde is iets wat altyd bly staan en waarvan ons altyd getuig vir ander mense. Want is die stories wat ons vertel van wat God gedoen het. Hy het weer 'n keer deurgekom. Hy het nog iets vir ons gedoen. Hy is getrou, hy laat ons nie gaan nie. Hy is altyd by ons. Die laaste deel uit die Psalm is hoe God vir ons leiding gee. En dit is eenvoudig dat as ons dink oor wat in hierdie jaar gebeur het, dan sien ons God het vir ons leiding en stappe gegee oor hoe ons elke ding moet aanpak wat gebeur het. Selfde ding het in die Psalm gebeur. Toe die Israeliete gevangenes was, hulle kom uit, hulle moet nie teruggaan en herbou, die stad opbou, dan sien ons hoe die Psalmskrywer hierso getuig daarvan dat God het vir hulle die insig gegee om hierdie mure op te sit sodat hulle veiligheid kan hê. God het vir hulle wysheid gegee om torings op te rig sodat hulle waaksaam kan kyk vir as daar 'n aanval kom, oor die horison aankom, mense wat hulle wil inneem. God is die een wat vir ons die wakkerheid gee, die geleenthede gee, die insig gee om op te tree binne in sy raamwerk en wat hy wil hê ons moet doen. Nou hierdie 4 eienskappe of dele in die Psalm is eintlik van God se grootste eienskappe. Dis die goed wat hy uitleef elke dag na ons toe. Dis die eienskappe wat eintlik ons hele lewe behoort te bepaal wanneer ons droom, dink of beplan vir die volgende seisoen wat vir ons voorlê. Hierdie 4 eienskappe is die goed wat ons lewe, ons gebede, ons dade behoort te inspireer om net nog meer na God se teenwoordigheid te wil streef en na te jaag. God is groot, hy wil hê ons moet daai grootheid beleef binne in sy voorsiening en hy is die een wat ons beskerm, hy wil hê ons moet sy veiligheid beleef. Hy wil hê dat ons absoluut opgetel moet wees omdat hy getrou is, hy kom altyd vir ons deur. Hy wil hê dat ons binne in sy leiding moet inval en dit agterna jaag. Dis soos wat ek gesê het aan die begin, is ons besig om afskeid te neem vir wat in 2020 gebeur het. En ons is nou besig om te begin droom, dink en te beplan vir die nuwe seisoen.
Psalm 48 lei ons vandag om te besef dat ons nie eintlik kan of eintlik behoort enigiets sonder God aan te pak nie. Ons behoort niks te doen sonder dat ons in sy teenwoordigheid ook is nie. En hierdie eienskappe is iets wat vir ons help om te verstaan, dit is hoe ons jaar of ten minste, kom ons sê eerder die eerste maand, kom ons sê die volgende seisoen kan ingaan. Die volgende gedagtes het deur my kop gegaan en ek wil eintlik net hierdie goed vir julle neersit en ek gaan dit op die skerm ook wys. Gebruik hierdie volgende vrae of gedagtes wanneer jy begin dink oor 2021. Prys vir God en sê vir hom dankie vir sy grootheid in die eerste plek. Sê vir hom dankie vir die goed wat hy oor jou pad gebring het. Prys hom vir die opwindende goed wat in jou lewe gebeur het. Prys hom vir die uitdagings wat oor jou pad gekom het. Sit 'n goeie tyd uit vandag of in die week. Sit 'n worship song aan, 'n lekker lied wat jou help om te fokus op God en prys hom net en sê dankie. Dankie dat hy die een is wat groter is as alles. Dankie dat hy die een is wat in alles voorsien. Of dit nou is in 'n persoon wat oor jou pad gekom het, of dit nou is oor 'n geleentheid wat oor jou pad gekom het. Hy is groter, hy sien die groter prentjie. Sê vir hom dankie en prys hom daarvoor. Dink 'n bietjie terug oor hierdie week in die tweede plek of in die jaar en vra vir jouself die vraag, waar het God jou beskerm in hierdie jaar? Hy hou jou veilig daar waar jy by die huis is of waar jy op die pad rondry. Hy beskerm jou teen siektes. Hy beskerm jou ook teen emosionele en geestelike swaar kry en afgekraak wees. Dink net terug aan wanneer en waar hy in jou lewe was, waar hy vir jou absoluut beskerm het in die jaar wat verby is. En besef dan net, God is besig. Hy is teenwoordig. Hy hou aan beskerm. Dink 'n bietjie vorentoe in die derde plek. Waarvoor vertrou jy God vir 2021? Hy het jou sover gebring, hy gaan nie nou ophou om vir jou te voorsien en te lei nie. Wat lê vir jou voor wat jy in sy hande kan sit waarvoor jy hom kan vertrou? Waarvoor vra jy vir uitkoms wat hy vir jou kan lei? Watter mense kom in jou gedagtes op wat jy weet jy hulle voor God se voete kan neersit en hom vertrou vir uitkoms vir hulle ook en in hulle lewens ook? Waarna sien jy uit van wat God gaan doen in hierdie nuwe seisoen wat vir jou voorlê en wat vertrou jy vir hom in hierdie nuwe seisoen? Droom dan ook 'n bietjie vorentoe in die vierde plek. Hoe en waarheen lei God jou in 2021? Wat is God se plan en God se begeerte vir jou in hierdie volgende week, die volgende maand, die volgende tyd wat voorlê? Wat is God se drome wat jy moet uitleef in hierdie volgende seisoen? Wat is sy planne en sy instruksies wat vir jou voorlê in 2021? Mag hierdie vrae en hierdie gedagtes uit Psalm 48 jou regtig help om God se teenwoordigheid te beleef, om te leef in sy teenwoordigheid ook. Maar meeste van alles, mag dit jou help om in hierdie oorgangstyd jou gedagtes te fokus op God en op wat hy wil hê ons almal moet besig wees in hierdie volgende seisoen wat vir ons voorlê. Ongeag die omstandighede of hoe dit gaan lyk of uitspeel, wat is dit wat in God se hart is vir hierdie volgende tyd? Kom ons bid saam met mekaar. Vader, dankie vir hierdie leiding wat ons kry uit die Psalm uit en hoe U ons gedagtes net fokus op U en U teenwoordigheid. Of dit nou is in die vestings van die stad, of dit nou is in ons alledaagse lewe en of dit is in ons harte. Vader, help ons om net op U te fokus. Om hierdie nuwe gedagtes, nuwe drome, nuwe opwinding wat vir ons voorlê, alles so te kanaliseer dat ons deur U oë daarna te kyk. Dat ons U gedagtes en planne kan raak sien vir wat voorlê in die nuwe seisoen. Amen. Ek wil julle net uitstuur in die week met die laaste vers van Psalm 48, vers 15. En daar sal staan, en dit is die seëngebed wat ek oor julle lewens ook bid vir die week. Want die God is ons God vir altyd. Mag die God, die Skepper, die Heerser oor alles, jou God wees vir altyd en spesifiek ook vir hierdie week. Hy is ons God en hy sal ons altyd lei. Mag ons God jou lei in alles wat jy mag doen hierdie week en alles wat jy mag aanpak. En dit sal vir jou seën wees, want hy is saam met jou en teenwoordig in jou lewe. Geniet hierdie week, veilig wees en
wonderlike nuwe jaar wat vir julle voorlê as ons mekaar nie weer sien tot dan toe nie. You called me out, lifted me